Wat beteken dit om tyd saam met God te spandeer? Om leerbaar vir God te word. Om deur God geleer te word. Wanneer ek tyd met hierdie rou hond spandeer, leer ek hom om wat? Volgens my riglyne op te tree. Nie waar nie? Wanneer ek in God se woord delf, is hier 'n hartsverandering wat plaasvind. Buiten dat hy sy wil onder die wil van die geleier geplaas het, het sy hart verander. Hy sal alles vir daardie geleier doen. En ek wil vandag vir jou sê, my hond het sy lewe vir my gegee, sodat ek vandag voor julle kan staan. Hy's in 95 in 'n gewapende roof doodgeskiet. Om wie? My te beskerm. Hy was bereid om sy lewe te gee vir iemand. Ek wil vandag vir jou vra, is jy bereid om jou lewe vir God te gee? Maar dit nie ligtelik opneem. Ons het nou die dag, het ek en Henry hulle daaroor gepraat. As iemand vandag hier moet instap met 'n wapen, hy kom hier en hy sê, you've got a choice. Jy het 'n keuse. Jou lewe vir God of jou lewe vir die mens. As jy God verloon, kan jy lewe. As jy God nie verloon nie, word jy tereggestel. Dis wat dit beteken. Want daardie polisiehond, daardie hond vir wie ek 9 jaar mee saamgewerk het, het sy lewe vir my gegee. Is jy vandag bereid om oorgawe te maak en jou lewe vir God in alles te gee, tot aan die dood toe? Ek vra jou weer, hier is nie 'n ligtelike vraag nie. Hier is 'n vraag wat 'n definitiewe keuse vandag by elkeen hier vra. Elkeen wat hier vanoggend sit, elkeen wat sê ek's 'n kind van God. Ja, Here, my lewe getuig daarvan. Werklik? Ek vra jou weer, werklik? As ek so na die kinders van God kyk, wat die kerk as 'n instrument van regverdiging probeer gebruik. Wanneer hulle vir mekaar kwaad is, ek en Henry het nou volgende hieroor gepraat. Dan kom hy en sê, weet jy wat, ek kom nie kerk toe nie, want hy sit daar. Is dit werklik volgens God se wil? Het jy werklik volgens oorgawe gemaak? Het jy werklik God gekies? Dit is so maklik om met die mond dit te